Goeiemôre beleef familie, baie welkom as jy vandag weer saam met ons hier kuier. Is dit my so lekker om jou saam met ons te hê as jy vandag vir die heel eerste keer op hierdie platform is, in besonder baie welkom. Ek hoop hierdie paar minute sal jou help om tussen al die besige oomblikke van die dag en wat dalk nog vir jou voorlê vandag, net weer vir jou ruimte sal skep om jou aandag en jou hart te fokus op Jesus. Nou die afgelope 2 dae het ons oor dieselfde waarheid gepraat, maar net vanuit verskillende hoeke. En dis hierdie gedagte dat ons harte vergeet vinnig. En daarom gee God vir ons ritmes, besonderse ritmes wat elkeen van ons telkens terugroep na hom toe. Nou vandag wil ek herinner aan een van die mooiste stories in die Ou Testament. Dalk jy het dit al gelees, dalk ken jy dit baie goed, maar as jy wil kan jy later vandag, dan gaan vat jy Joshua 4 en dan gaan lees jy dit sommer in detail, maar net kortliks die storie loop so. Nou Israel kom by hierdie punt waar hulle by die beloofde land moet ingaan en hulle kry hulle self voor die Jordaanrivier. En hierdie Jordaanrivier vloei. Hy loop hy is oorlopends te vol. Die Bybel leer vir ons dat dit was oestyd in Israel of in Jordanië, daai area, en die rivier loop sterk. En dan daar's nie 'n brug naby nie, daar's nie 'n plek waar hulle kan oorgaan of ten minste veilig kan oorgaan nie. En dan kom God en hy gee 'n opdrag vir Joshua en sy mense. En hy sê die priesters moet die verbondsark vat en hulle moet dit optel en eers deur die rivier dan loop. En die oomblik toe hulle voete die water raak, het die water onmiddellik opgehou vloei. So dis 'n wonderwerk, 'n bonatuurlike ding wat daar gebeur. Die rivier het heeltemal spreekwoordelik oopgemaak daar nie. En die hele volk kon toe op droë grond deur die rivier trek. Nou kan jy vir 'n oomblik jouself dit indink, nee, gesinne en kinders, kleinkindertjies, ouers, oupas en oumas, mense wat moeilik loop, hierdie hele spul mense gaan hier deur die rivier en dis besonders. Nou almal stap toe nou deur die rivier wat oomblikke terug nog in vloed was, maar God maak hom oop en eintlik is God nog nie klaar nie, want nadat almal veilig deur hierdie rivier is, gee hy vir Joshua nog 'n opdrag. Hy sê vat 12 klippe in die middel van die rivier en bou 'n gedenkteken. Nou, dis nie omdat God die wonderwerk sou vergeet het nie. Nee, hy het geweet sy mense sou dit later vergeet het. Dis tog so nie dat ons so maklik crazy cool dinge wat die Here al in ons lewens gedoen het, so maklik net kan vergeet. Nou, hy sê dit eintlik daar, hy gee vir hulle die opdrag. Bou hierdie bou dit vir my, bou vir my hierdie gedenkmuur, eintlik nie muur, maar hierdie 12 klippe, stapel dit mekaar, want ek wil hê julle moet onthou. Dis hier daar in Joshua 4 gaan lees. Hy sê julle moet onthou, want eendag sal 'n kind dalk verby daai klippe stap en sê, "Pappa, mamma, ek het al gehoor van hierdie klippe, maar wat is nou weer die storie? Hoekom staan daai klippe daar? Hoekom is daai altaar daar gebou?" En dan sal daai storie weer vertel word, en so generasie na generasie word vertel van God se getrouheid, van sy voorsiening, van sy krag. En skielik besef ons, die punt van Joshua 4 en daai klippe was nooit eintlik die klippe nie. Die punt was dat God se mense maklik vergeet, en God gee vir sy mense 'n manier om God se getrouheid nooit te vergeet nie. Nou ek wonder in jou eie lewe, as jy net vir 'n oomblik net kan regop sit en fokus, nee, wat is die gedenkklippe wat God al reeds in jou lewe opgerig het? Vir jou eintlik wil gesê het, hierdie ding moet jy raak sien in jou lewe. Miskien is dit 'n foto wat jou herinner aan God se voorsiening, 'n oomblik of 'n situasie wat jy gegaan het. Dalk is dit jou Bybel wat onderstreep is met 'n klomp vers en 'n klomp dinge, en as jy deur die Bybel lees en dan jy sien daai vers en nou jy daai dag het die Here vir daai woord gegee en daai belofte daar. Ek het reeds gesê 'n foto, want dalk is daar 'n seisoen in jou lewe gewees waar jy langs 'n siekbed gesit het en jy die Here werklik vertrou vir iets bonatuurliks en iets bonatuurliks het gebeur, die persoon is dalk genees, of jy het deur dieselfde situasie gaan, iemand is siek en jy het nie geweet hoe gaan jy aan die ander kant uitkom nie, hoe gaan jy deur daai verlies werk nie, en dan kan jy vandag getuig van hoe God jou deur dit gedra het. Geliefde, wat ek probeer sê is, in Joshua 4 leer ons dat die mens vergeet vinnig, en daarom het God vir daai volk om sê, hierdie bonatuurlike ding wat ek vandag gaan doen, bou vir my hier 'n altaar, nie dat julle my beter kan laat voel my wonderwerk nie, maar omdat jy as mens, jy gaan besig raak met die dinge waarmee jy besig raak, en jou aandag gaan skuif en jy gaan vergeet, en hierna gaan er nog generasies op generasies kom, en hulle moet kan onthou van my getrouheid. Geliefde, as ek jou kan uitdaag, en jy hoor vandag hierdie oordenking, wil ek jou sê, dink 'n bietjie aan die tye en die kere wat God al iets bonatuurliks, iets moois, iets besonders in jou lewe gedoen. Dalk was dit nie iets dramaties, super bonatuurlik nie, maar jy weet daar was al baie oomblikke waar God getrou was in jou lewe. Dink aan daai storie. En as jy daai storie het of stories het, wil ek jou uitdaag, deel dit met iemand. Deel dit met jou man of met jou vrou, deel dit met jou kinders, deel dit met jou gesin
en leer om daai stories te vertel, want ek dink daar's iets wat gebeur wanneer ons onthou om hierdie stories van God se getrouheid werklik te vertel. Want wat gebeur as ons harte dryf nie, kom terug na God toe en ons fokus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vandag vir die enorme genade oor ons lewens. Ek bid Jesus, dat U ons werklik sal help om nie te vergeet nie, dat ons sal onthou van die goedheid, van U getrouheid. Dankie vir stories wat ek vandag kan oproep van U getrouheid en U genade en die bonatuurlike inmeng in my lewe en in my gesin se lewe. Vader, en as ek net dink aan my eie lewe, is daar soveel stories, hoeveel te meer as ons dink oor kerke met 'n geloofsgemeenskap en so baie mense wat saam by mekaar kom, hoeveel stories het ons hier tussen mekaar oor God se getrouheid, en daarom vra ek Here vandag dat U ons opnuut weer sal herinner van die stories wat ons al vergeet het wat U vir ons gedoen het, en daarom vra ek Jesus, kom maak weer ons harte en ons gedagtes weer skerp om te onthou, en dan saam met die onthou, dat ons die vrymoedigheid sal hê om te deel, sodat ons nie sal vergeet nie. Here, ek bid dat U ons harte sal fokus, dat ons liefde opnuut weer sal opstaan vir U. Lei ons, leer ons en rig ons. Ek bid ons als in die mooi en kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefdes, ek sien julle weer môre op hierdie platform. Gaan in vrede. Totsiens.